Goeiedag vriende, baie welkom in ons reis ook vandag weer saam met Petrus en ons is by 1 Petrus 4. Ons lees daarvan in vers 1, omdat Christus dan liggaamlik gelei het met julle ook met die gedagte wapen, dat wie liggaamlik gelei het met die sonde afgereken het. En vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. Met die sonde afgereken en vir die res van sy bestaan word sy lewe nie deur menslike begeertes beheers nie, maar deur die wil van God. En dan praat hy met hulle oor in die verlede toe hulle heidene was, hoe het hulle lewe gelyk, vol losbandigheid en dronkenskap en afgoderry. En dan sê hy hier in vers 4, nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie, en hulle beswadder julle. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat klaar staan oor al die lewendes en dooies te oordeel. Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is, sodat hoewel hulle as mense onder die oordeel was, om na die liggaam te sterwe, hulle na die gees sou lewe, soos God lewe. En ons het in Pinkster het ons ook gepraat oor mense wat geseëndes is, al word hulle bespot, al word hulle valslik beledig. En dan hoor jy is 'n nuwe manier van leef wat hierdie gemeente aankleef, en dit kom direk in kontras met die mense saam met wie hulle leef, en dan word hulle beswadder. Hulle vind dit is vreemd dat hulle nie langer meer met hierdie sonde saamgaan nie. Hulle is mense van 'n nuwe pad, 'n nuwe gemeenskap, wat 'n nuwe gemeenskap vorm, mense wat deel is van hierdie lewende nuwe geestelike huis, waar hulle lewende stene is, en wat getuig van God en sy grootheid. Dit is my wonderlik om te dink oor die feit dat as ons dink oor hierdie gedagte, dat hy met die sonde afgereken het, en vir die res van ons aardse bestaan word jou lewe nie meer beheers deur jou eie begeertes nie, maar deur die wil van God. Dit het my nogals diep getref. Hoe lyk my lewe wanneer dit deur die wil van God gedryf en aangevuur word? En dat ek teenstand sal kry vir hierdie lewe wat ek leef. Dat dit in direkte kontras staan in die vorige lewe wat ek geleef het, maar ook die mense wat saam met my leef, maar nie noodwendig deel vorm van dit wat ek leef en glo nie. Dan word ek bespot en een kant toe geskuif, belaglik afgemaak. Maar dan word ons herinner aan wie ons is, eiendomsvolk van God, deur hom vrygekoop, besprinkel met die bloed, nie deur verganklike saad of verganklike middele gekoop nie, maar met onverganklike middele gekoop en deur niet gebore deur onverganklike saad. Dis wie ons is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons ook U kinders noem, Here, en dat ons hier uit opgeroep word tot 'n nuwe lewe. Maar dat ons ook weet dat daar teenkanting wag vir so 'n lewe. Here, gee dat ons sal volhard in dit wat U van ons vra. En dat ons as mense sal leef wat getuig van U lig, as mense wat voorheen in duisternis was, maar uitgeruk is om in die wonderbare lig te leef. Here, stel ons so in staat om so te leef. Ons loof U en ons prys U en ons dank U ook daarvoor. Amen. Mag dit met jou goed gaan en ons gesels weer tot 'n volgende keer. Mooi bly.